Welkom by ons spiritualiteite reeks, week 1. 'n Ouderling bid voor die diens in die konsistorie. Here, mag ons U vandag beleef. Dit is die eerste van die 4 spiritualiteite, die hartspiritualiteit. Hierdie mense wil graag dinge ervaar. Hulle word gedryf deur gevoel en emosie. Die hart moet geraak word. Hulle wil lag en huil, jubel en juig. Dis sensoriese mense wat sintuiglik groei en God met al hulle sintuie beleef. Die klem is op dit wat sigbaar en voelbaar is. Hulle groei geestelik deur dinge persoonlik en intens te beleef. Hulle word deur 'n konkrete ervaring van God aangespreek. Hulle geloof is baie interpersoonlik. Hulle wil graag saam met ander mense God ervaar. Die eredienste wat vir hierdie soort spiritualiteit die beste werk, is as volg. Die preke is gevoelsmatig. Hulle wil emosioneel gestimuleer word. Hulle soek ervarings, illustrasies en stories wat die hart raak. Bekeringspreke is belangrik. Lewens moet verander. Die inhoud van die preke moet praktiese antwoorde en oplossings gee vir hier en nou. Die liedere wat die beste werk is die ou Halleluja liedere, met refreine en herhalings, meevoerende tempo en styl, praktiese en persoonlike inhoud, meesleurende melodieë wat mense laat voel God is naby en dat hy kragtig besig is om te werk. Dis liedere soos wat 'n vriend het ons in Jesus. Strome van seën van bowe. Die begeleiding is lewend, kragtig, kontemporêr, dit raak die hart en dit bring mense in koneksie met God. Die instrumente is nie vervelig nie, dis nie treurig nie, die sang is ekspressief en liggaamlik, hulle steek graag hande op, hulle beweeg saam, hulle wys hoe hulle hier binne voel. Hulle soek eredienste wat vloei en wat ruimte maak vir God om vrylik te kan beweeg. Daar moet verrassings wees, afwisseling, gemaklikheid. Die gees moet vry kan beweeg. Te veel voorbereiding, roetine en struktuur, dit demp sy beweging, glo hulle. In die erediens moet daar warmte wees, gemoedelikheid. Die erediensruimte is oop, vriendelik, informeel, gemaklik. Die rol van die Bybel natuurlik is om God te laat praat. En hulle wil uit die erediens uitstap met 'n gevoel van opgewondenheid, vreugde, opgewek, opgetel, aangevuur, geïnspireer, gelig. Kenmerke van hierdie spiritualiteit is dus, hulle beleef God op 'n uiterlike wyse, daar's 'n sterk behoefte aan interpersoonlike warmte, hulle soek egtheid, hulle wil goed voel oor hulle geloof, hulle hou van passievolle uitdrukkings en hulle druk hulle self ook sigbaar en uiterlik uit. Maar natuurlik, soos alle ander spiritualiteite, het hierdie mense ook blinde kolle, dinge waarvan hulle nie altyd self eers bewus is nie. Hulle hou nie van rasionele, feitelike preke nie. Hulle sê dis vervelig en dood. Hulle hou ook nie van te veel ordelikheid en beplanning nie, want dan beperk dit die ruimte vir God om te werk. Hulle kyk neer op eredienste waar mense te teologies dink en hulle is skepties oor mense wat dinge net die hele tyd rasioneel wil uitredeneer en wil beleef. Hulle sien spanning tussen geloof en kennis. Hulle glo 'n mens moet openlik oor God praat en hom vir ander kan wys. Geloof moenie kompleks wees nie, sê hulle. Dis eenvoudig en ons moet net doen wat die Bybel sê. Hulle klem is op die krag van God wat in hulle lewens sigbaar en voelbaar is. Ander spiritualiteite het ook natuurlik blinde kolle wanneer hulle na die hartmens kyk. Hulle sê hierdie mense is te emosioneel en hulle is geestelik opreiend. Hulle verhouding met God is alles net hier in hulle harte, maar daar's nie baie wat gebeur in die koppe nie. Hulle raak te maklik opgewonde oor God en oor geestelike dinge, sonder om dit te toets of te oordink. Hulle dink nie krities nie, word gesê. Hulle is beïnvloedbaar en wisselvallig. Hulle is so ekspressief dat dit lyk of hulle raak gesien wil word, en dit lyk nie vir ander mense of hulle eg is nie. Indien hierdie spiritualiteit te ver gevoer word, lei dit na mistisisme. Dis die oordrewe klem op die bonatuurlike ten koste van die natuurlike.
Dit kan uiteindelik ook lei na bygelowigheid en animisme, waar krag in uiterlike dinge gesien en gevind word. Die Bybelkarakter van hierdie spiritualiteit, die persoon wat dit dalk die beste vir ons vergestalt in die Bybel, is Dawid, die digter, die kunstenaar, die sanger, die lierspeler, die een wat graag sy emosies gedeel het. In ons groepe gaan ons saamgesels oor hierdie spiritualiteit en die waarde wat dit toevoeg tot die kerk en die gemeente in die breë, en wat ons ook by die hartspiritualiteit en die hartsmens kan leer.